Hartlik goeiemôre almal. Welkom hierso. Julle is almal net so braaf soos ons wat hierdie reën weer trotseer vandag. Maar ek sê in die week vir Emma, ons is so gou om te kla wanneer dit reën. Maar ons moet elke dag dankbaar wees. Al is dit reën weer, want is 'n dag wat die Here vir ons geskape het. En hy wil dit so hê. En ons moet altyd volgens sy wil en nie ons wil nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir 'n wonderskone nuwe dag, Here. 'n Dag deur U geskape. 'n Dag wat U vir ons geskenk het, Here. Dankie vir die wonderlike reën. Dit is elke dag welkom. Here, dankie dat ons weer saam in U naam vergader kan wees. Dat ons U naam kan verheerlik. Nie net met ons woorde nie, Here, maar ook met ons lewe. En Here, dankie vir die boodskap wat U vir ons het. Want U gee altyd vir ons 'n boodskap van hoop. Want U is ons hoop, Here. U is ons vertroue. Here, seën die woorde van ons mond en laat elke woord wees soos 'n woord uit U mond uit. Dat dit nie van ons afkom nie, Here, maar van U af. En Here, laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor 'n boodskap wat dalk baie van ons raak. Want so dikwels in die lewe gebeur daar dinge wat ons afdruk en ons probeer verniel en ons probeer van die spoor afhaal. En dan raak ons so moedeloos. En ons sê, ag Here, hoekom nou weer? Of ons sien hoe alles om ons uitmekaar uitval en lyk soos ou blomme wat droog geword het en soms voel ons soos 'n ou yskas wat nie meer werk nie. Wat nie meer koud genoeg word nie. En dan word alles vrot. En dit begin stink. En dit laat my dink aan so 'n klompie jare terug kamp ons. En ons het ons kragpunt hier naby ons. Maar die volgende oggend toe ons nou wakker word, toe staan ons in die son. En ons kyk die tent. En daar's 'n ander kragpunt nader en ons prop hom sommer daarin. En hier ontdooi ons vrieskas. En dit begin, alles lê so in die water. En ek praat met die Here en hy sê vir my, vat hom terug na die oorspronklike kragbron toe. En ek staan in die nag op en ek gaan prop hom weer in daar by die verste ene. En toe ons wakker word die oggend, toe die yskas weer begin vries. En so beweeg ons ook baie keer te naby aan die dinge van die wêreld. En ons wil nie daai gebed na die Here toe gee. Want dit is mos nou, ag Here, dit is mos makliker om vir mense te vra. En wanneer ons nie meer by Jesus ingeprop is nie, dan val ons lewe heeltemal uitmekaar. Want Jesus is ons kragbron. Hy is die goeie verbinding tussen ons en God. En wanneer ons nie by hom is nie, dan begin die sonde en al hierdie begeerlikhede van die lewe ons lewe oorneem. En binnekort ryk ons nie net sleg nie. Ons lyk ook sommer sleg.
Maar die Here sê, kom na my toe. Hy nooi ons na hom toe. Hy sê, want daar by hom is daar vir ons rus. En ons lees so 2-3 verse uit Matteus 11 uit. Vanaf vers 28. Vanaf vers 28. Matteus 11. Is jy reg? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En ek sal julle, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Soms kyk ons so om ons na die wêreld en dan sien ons al hierdie lekker dinge wat die mense doen. En dan lyk hierdie partytjies am te lekker, né? En al hierdie verlokkinge van die wêreld. Man, ons sukkel om hierdie goed te weerstaan. En dan begin ons dit weer begeer, nadat ons weggegaan het van dit af. En dan raak ons amper soos Lot se vrou, wat net so vir ou Laas bietjie moet terugkyk, daar na die bekende toe. Want Here, hierdie onbekende, dit lyk dan nie reg vir my nie. En ons word in daai oomblik so vasgevang in al hierdie dinge. En ons sien al hierdie liggies en Kersvaders. En mense word verblind deur hierdie goed. En hulle kan nie genoeg kry daarvan nie. Hulle sal hulle self tekort doen om hierdie goed net weer te sien. Wat van Jesus? Waar pas Jesus in by al daai goed van die wêreld? Want jy kry in hierdie tyd van die jaar twee groepe mense. Die wat vir die eerste keer hierdie jaar iets van Jesus sê, en die res van die jaar hoor jy niks van hom van hulle af nie. En die ander klomp wat net wil Kersfees hou. Maar dis mos al wat vir hulle belangrik is. Kersvader, die Satan homself. Hulle kinders weet meer van Kersvader as van Jesus. Is dit wat God van ons wil hê? Jesus sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Ons moet in hom bly, nie in die wêreld nie. Want jy gaan lees in Johannes 15, vers 1 tot 7, en ek gaan nie nou lees nie. Dan gaan jy sien dat hy sê, as jy nie in hom bly nie, en jy dra nie vrug nie, dan word jy afgekap. En as jy verdroog het, word jy verbrand in die vuur. So met ander woorde, as jy nou met jou sondige lewe aangaan, asof daar niks beter is om te doen nie, en jy bly nie by Jesus nie, dink jy Jesus gaan tevrede wees? Nee. Waarskuwing is daar. Gaan afgekap word.
As ons so agter al hierdie heidense plesier aan hardloop, is ons dan nog in Jesus Christus? Waak daarteen, dat jy nie afgekap word nie. Die tyd is nou, om die ware Jesus in jou lewe te kry. Daai Jesus, wat aan die kruis gesterf het. Nie daai Jesus van die kerskaartjies, en die mooi skapies. Nee, nie daai ene nie. Dis 'n Jesus van iemand se verbeelding daai. Kom na Jesus toe. Kom by die kruis uit. Sodat jy hierdie ou lewe kan aflê. Moet ook nie probeer staat maak op jou eie maniere, of op jou eie inkomste, of op jou eie planne nie. Maar dit alles kan in 'n oogwink weggevat word van jou af. Ek mag vir Job. En Jesus praat in die Nuwe Testament ook van hierdie ryk dwaas wat gesê het, ek gaan vir my groter skure bou en ek gaan alles geniet. Dan sê die Here vir hom, vandag kan jy jou lewe verloor. Wat jy dan? Niks. Selfde geld vir elkeen van ons. Ongeag wie ons is, of wie ons dink ons is. Maak eerder vir ons skatte bymekaar in die hemel. Daai ware rykdom in God. Daar waar diewe en skelms dit nie kan vat en vernietig nie. Dit is iets wat 'n ewigheidswaarde het. Ons moet ook soos die apostels van ouds tevrede wees met wat ons het. Stadium skryf en sê vir ons, as jy kos en klere het, wees dankbaar. Hoekom wil ons altyd hierdie paleise hê? En dit moet net die beste van alles wees. Om mense te beïndruk? Wat van God? Hoe lyk ons lewe voor hom? Die Bybel sê ons moenie geldgierig wees nie. Hy sê dis die wortel van alle kwaad. Geld is nie 'n probleem nie. Dis daai geldgierigheid. Daai kan nie genoeg hê daarvan nie. Asof jou lewe daarvan afhang. As jou lewe afhang van geld, dat jy nog nooit vir God vertrou om vir jou te voorsien. Wanneer ons dan verbind bly aan Jesus, ons oorspronklike kragbron, sal ons nie vrees vir môre nie. Maar ons sal in oorwinning leef elke dag. En ek lees hier vir ons uit Hebreërs 13 vers 5 en 6. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. En ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Het ons al op daai punt in ons lewe gekom waar ons kon sê, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie?
Of raak ons nog bekommerd hier by die 15de, maar die 30ste is dan nog so ver. Ek was daar in my lewe, ek weet wat dit is. Maar dis toe ek op my verste van God af was. Ons lees ook in 1 Timoteus 6, waar Paulus vir ons skryf, hier van vers 6 tot 12, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. En hulself met baie smarte deurboor. En ons dink baie keer, wow, kyk 'n ou se huis, en hy het die beste, en is die grootste karre. Ek dink nie daai ou slaap lekker in die nag nie, hoor. Want hy bekommer hom permanent oor sy geld. Want as hy nie al hierdie geld het nie, dan gaan hy alles wat hy het verloor. Ek dink hy's meer bekommerd oor sy beleggings as oor sy eie familie. En dit het ek al in my lewe gesien. Dat mense se besittings en hulle geld en hulle aansien belangriker is as hulle eie kinders, as hulle eie eggenote. En dit is hartseer wanneer jy hierdie goed in die lewe sien. Dat alles net gaan oor hulle self en wat hulle in die lewe kan verkry. Ek lees verder. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. En jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Men, hoeveel duideliker wil ons dit hê? Wanneer ons gekoppel bly aan hierdie oorspronklike kragbron, dan bly ons ook standvastig op ons pad. Ons moet nie deur al hierdie vals doktrines en allerlei vals menslike idees aanhardloop nie. Want dan lyk jy soos 'n skip daar op die see wat deur die wind rondgewaai word. Want dan sê jy hier en dan sê jy daar en jy weet nie meer waar hoort jy nie. Hierdie valspredikers is soos 'n verlengingspoort, né? Extension lead vir ons wat nie weet wat dit is nie, né? Ja, daai ene. Met 'n foutiewe kragprop. Niks wat daar aangeprop is, bly vars nie. Vars nie. Alles word vrot.
So as jy by hierdie ou ingeskakel is, en hy praat 'n klomp nonsens, wat nie volgens die Bybel is nie, dan gaan jy ook vrot word, hoor. En ek sluit af met hierdie volgende verse. Uit Judas. Ander reguit ou. Ek hou van hom. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is en deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste dae sal daar spotters wees. En dis hartseer dat daar gaan spotters wees, né? Mense wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dis hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense. Met ander woorde, mense wat meer toegespits is op die dinge van die vlees. Die vlees. Maar mense wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hou vas aan God. Hou vas aan Jesus. Die een wat die prys betaal het vir jou en vir my. Jy sal nie spyt wees nie. Bly gekoppel aan die oorspronklike kragbron. Dit is waar ons krag vandaan kom. Ek luister hierdie week weer 'n bekende sanger wat 'n liedjie sing. En hy praat net van, ek kyk na die berge, en ek kyk na die berge, en ek kyk na die berge, maar jy hoor nie eenmal, hy kyk na God wat bo in die berg is. En almal ja en amen op hierdie liedjie. Want as jy 'n bekende psalm gaan lees, dan sal sien, ek slaan my oë op na die berge, dan vra jy 'n vraag, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Daai God wat die hemel en aarde geskep het. Nie berg nie. Hy hoor is die berg, kyk na hom toe. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. Laat hierdie woord in ons harte posvat. En so deel van ons lewe vorm, Here. Dat ons nie meer gaan kyk na die wêreld en die liggies en die Kersvadertjies en al hierdie versierings nie, Here. Maar laat ons by die houtkruis uitkom en op ons knieë val en U aanroep, Here. Dat ons sonde bely aan U, Here. En sal ophou met nietige gemors. Here, dankie vir wat U vir ons kom doen het. En dankie dat ons U daarvoor kan loof en prys, Here. En laat ons elke dag U naam verkondig. Nie net 1 maand uit die jaar nie. Here, dankie vir U opoffering. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade, onbeskryflik groot. Here, gaan saam met ons verder deur hierdie dag. Waar ons gaan, hou ons veilig. Nou ons ook veilig, tot ons weer by mekaar kom. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen.